Baie van ons begin elke jaar met die voorneme dat ons daardie jaar meer tyd met die Here gaan spandeer. Maar dan trek die jaar met 'n spoed weg, die lewe gebeur, en stilte tyd bly weer net 'n ideaal, in plaas daarvan dat dit 'n gewoonte geword het. As jy jaar na jaar hiermee sukkel, dan is dit nou jou kans om soms so hier in die middel van die jaar die gewoonte aan te leer om elke dag tyd saam met die Here te spandeer. Hier sou jy dit doen. Nommer 1. Skep jou plek van stilte. Begin deur 'n spesifieke plek te kies waar jy elke dag alleen en sonder enige onderbrekings saam met die Here kan wees. Dis nie die plek wat heilig is nie, maar jy sal gou begin voel dat dit 'n heilige ruimte word, net omdat jy die Here daar ontmoet. Dalk is dit jou kombuistafel, 'n hoekie in jou kamer, of jou tuinbankie. Kies net 'n plek waar jy gemaklik is en waar niemand jou gaan pla nie. Nommer 2. Kies 'n realistiese tyd. Wanneer is jy wakker en gefokus? Oggend, middag of aand? Kies 'n tyd wat regtig vir jou werk. Begin met net 10 tot 15 minute per dag. Jy kan altyd later meer tyd bysit. Die geheim is om in die gewoonte te kom om stilte tyd te hou. En jy doen dit deur dit elke dag te doen. Nommer 3. Volg 'n eenvoudige struktuur. Nou wonder jy dalk, wat doen 'n mens wanneer jy stilte tyd hou? Hier's 'n eenvoudige 3-stapplan. My gunsteling toebroodjie metode. Praat met die Here. Jy begin dus met gebed. Loof die Here vir wie hy is. Bely jou sondes. Vra vir sy hulp om te hoor wat hy vandag vir jou wil sê. Volgende, luister jy na die Here. Jy lees 'n kort Bybelgedeelte. Jy vra, wat sê God hier? Wat leer ek oor hom? Sy karakter, sy wil, sy manier van doen. Wat beteken dit vir my lewe? En dan praat jy weer met die Here. Jy sluit dus af met gebed. Jy sê vir hom dankie. Jy vra vir hom om jou te lei sodat jy kan toepas wat jy geleer het. Jy bid vir ander en jy deel sommer net jou hart met die Here. Nommer 4. Maak aantekeninge. Dis nou eenmaal so dat 'n mens die dinge wat jy neerskryf beter onthou. So, skryf neer wat jy gelees het, wat vir jou uitgestaan het en wat jy dink die Here vir jou wil sê. Dit word jou eie geestelike storieboek, iets wat jy later weer kan lees en wat jou opnuut weer kan bemoedig. Nommer 5. Vestig die gewoonte. Moenie wag om te voel jy wil stilte tyd hou voor jy dit doen nie. Doen dit, selfs al voel jy die dag nie lus daarvoor nie. Besluit dat jy dit vir 30 dae aan een gaan doen, al is dit net vir 'n paar minute per dag. Jy is besig om 'n geestelike spier te bou en, soos alle spiere, groei dit en word dit sterker hoe meer jy dit gebruik. As jy eendag mis, moenie moed opgee nie, begin net weer. En hier's nou vir jou 'n bonus. Dis goed om aan die begin, wanneer jy in die gewoonte wil kom om stilte tyd te hou, altyd dieselfde dinge te doen. Maar wanneer jy eers die gewoonte aangeleer het, kan jy van hierdie idees probeer. Jy kan 'n spesifieke Bybelleesplan volg. Jy kan na 'n geestelike lied of 'n preek luister. Jy kan jou eie gebede neerskryf. Jy kan 'n klompie dinge waarvoor jy dankbaar is neerskryf. Jy kan 'n oordenkingsboek gebruik. As jy op soek is na 'n oordenkingsboek wat jy hiervoor kan gebruik, gaan loer gerus in ons aanlyn winkel. Die skakel daarna is in die beskrywingsblok hieronder. Jy kan ook Bybelverse memoriseer, of jy kan net stil sit en die Here se teenwoordigheid geniet. Onthou, stilte tyd is nie iets wat jy verplig is om te doen nie. Dis 'n uitnodiging van die Here om tyd saam met hom te spandeer. Begin dus vandag nog om stilte tyd te hou as jy dit nie al klaar doen nie. Kry 'n spesifieke plek, maak tyd daarvoor. Wees net daar, laat die Here die res doen. Jy sal verbaas wees hoe hy jou verander. Een stilte tyd op 'n slag. As hierdie video vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om die gewoonte aan te leer om elke dag tyd met hom te spandeer, sodat jy hom beter kan leer ken en meer soos hy kan word.